So 100 kilometer suidoos van die Gariepdam lê Burgersdorp. In hierdie gebouetjie het die Gereformeerde Kerk in 1869 begin om sy predikante op te lei. 'n Literariese departement het vanaf die 70er jare opleiding van onderwysers en ander beroepe behartig. Dis uit hierdie departement dat 'n selfstandige universiteit in Potchefstroom sou ontwikkel. Die Gereformeerde Kerkvader Dirk Posma het teologiese vakke gedoseer, terwyl ander soos sy seun Petrus en later ook Jan Leon Cachet literariese vakke gegee het. Teen die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 1899 het die swaartepunt van die Gereformeerde Kerk reeds na Transvaal verskuif. In hierdie oorlog het 5 Burgerdorpse studente gesneuwel, waaronder Leon Cachet se seun Kalman. Nog 'n oud student, J.D. de Tooy, beter bekend as Tosius, was 'n veldprediker. Leon Cachet het van Burgersdorp gehou en die besluit om die teologiese skool en literariese departement in 1905 na Potchefstroom te skuif, het hy swaar gesluk. Wat gehelp het om hom te oorreed, was 'n belofte dat 'n presiese replika van sy huis in Burgersdorp in Potchefstroom gebou sou word. Vandag staan die eerste rektorswoning in Potchefstroom alom bekend as Tosius huis, vernoem na J.D. de Tooy wat na Leon Cachet se dood 'n tyd lank hier gewoon het. Hoewel studentengetalle matig gegroei het, het geriewe skraps gebly. Selfs die ou woning van president M.W. Pretorius is as lesinglokale vir letterkundige vakke gebruik. Natuurwetenskappe moes met 'n deel van die stoep en die stal tevrede wees. So teen die begin van die 20er jare het die situasie ietwat verbeter met die aanskaf van ou militêre sinkbarakke as lesinglokale. Met die 20er jare wat 3/4 gevorder het die PUK, wat teen hierdie tyd 'n universiteitskollege onder die vleuels van die Universiteit van Suid-Afrika was, nie juis na 'n tipiese universiteit gelyk nie. In 1927 is Heimat, die eerste ordentlike steengebou, in gebruik geneem. Kort daarna het Posma huis gevolg, maar die sinkgedoentes het nie die PUK se beeld goed gedoen nie. Kyk, daar was twee van daardie goed. Een stuk het hier gestaan en die ander stuk was net daar gaan aan. En een deel van die gebou waarin ons klasse gehad het, was die gimnasium, die chemische deel. En dit was 'n toestand. As hulle met daardie vrotgasse van hulle daar anders, dan kan jy amper hier diskant nie lewe nie, maar ons moet met Grieks en goed daar worstel. In 1928, toe ek eerste jaar was, toe is die eerste keer vir die universiteit vir die college gesê, hy is maar 21 gestig. 1921. Ek was maar 7 jaar oud toe ek hier kom. Toe word daar 'n verslag by die minister ingedien, waarin hy aanbeveel dat die plek gesluit word, omdat hy nie geboue het nie, hy het nie studente nie, hy het nie docente nie, en hy het ook nie studente nie. Hy het niks. Met ander woorde, hy het niks. Moet toegesluit word. En dit is toe daar wat juist net hierdie mense se vuur aan die brand gesteek is, en professor Posma het begin by geld. As senior literariese professor het Ferdinand Posma reeds voor die trek na Potchefstroom sy merk gemaak. Sy ideaal was 'n volwaardige en selfstandige Christelike universiteit met duisende studente. Dit sou geld kos en Posma het ingespring om dit te kry. Toe het professor Posma, toe hy dit hoor, dat hulle die universiteit wil sluit, het hy die kar gevat en hy het die wêreld plat gery, by gemeentes gekorrekteer en by meerdere vergaderings gepraat en hy het PIK-komitees gestig en die PIK-komitees het geld ingesamel oral vandaan. Om kritisie 'n punt te steek, het die PUK in Augustus 1930 groot fees gevier. Wat lyk soos 'n tipiese joeloptog, was eintlik 'n verwelkoming van die minister van onderwys D.F. Malan, wat die hoeksteen van die nuwe hoofgebou kom lê het. Die ou gebou het die afgelope 70 jaar die middelpunt van die PUK se groei gebly.
Terwyl die PUK aan verskeie fronte geveg het om as 'n instelling vir Christelike hoër onderwys bekend te staan, het 'n geveg van 'n ander aard die aand van 7 Augustus 1940 losgebars. PUK was oor die algemeen nie ten gunste van Suid-Afrika se deelname aan die Tweede Wêreldoorlog nie, en in die dorp sou dit tot moeilikheid met soldate lei. As ons fliek toe gaan, dan moes jy aan die eind van die fliek opstaan wanneer die volkslied God Save the King gespeel word. Studente het net sumier geweier, hulle wou nie opstaan nie, en dit het enkele kere gebeur, as die volkslied gespeel word, dan trek die studente agter in 'n koor los, help 'n bietjie, help 'n bietjie, help 'n bietjie daar. En voordat ons by die fliek uit is, dan het die vuiste gewoonlik al geklap. En daardie bepaalde aand was ons hier in die ou studentensaal, sal ek maar sê, dit was nog 'n sinktempel, soos hier verskeie was destyds op die campus. En ons was hier besig met 'n sangoefening. Dit was net voor 'n intervarsity. En terwyl ons daar met ons liedjies besig was, het die soldaten ons daar natuurlijk op 'n wondel betrap of ons bygekom met gewapen, hoofdzakelijk met kieries, met slaandinge. En die gevolg was, daar is ook ergens 'n foto na daardie tyd waarin 'n mens die studente sien, van wie daar ook verskeie nog vandag lewe, met verbande om die koppe, wat kopwonde opgedoen het. Met die ontwikkeling van die PUK mooi op dreef en die stryd om selfstandigwording ver gevorderd, het 'n ramp die kampus op 23 Februarie 1949 getref. Die biblioteekdeel van die hoofgebou het gebrand. Skielik vroeg in die oggend, onmiddellik geweldige groot vlamme. Brandweerwaens het gekom. Hulle het die pompies agter in die stroom gegooi wat agter die hoofgebou loop. Maar die straaltjie was verspot dun en het nie eintlik die ding kon doen nie. Ek dink meer professionele brandweerwerk en toerusting sou die biblioteek grootliks gered het. Met die gevolg dat met emmers waters in tuinslange en wat ook al dosent en student en brandweermanne naderhand oor mekaar gekruip het tussen die brandende dinge om boeke te red. Dit was baie chaoties. Ook naderhand typies student baie sports gemaak. 2 of 3 van die studente het met hulle waterslange die professore nat gespuit asof dit 'n glips is of asof hulle dit nie sien nie. En dan praat ek nie sommer van so 'n blerts nat spuit nie. Ek praat van pap nat spuit. Vir rektor Ferdinand Posma was die brand 'n ontsaglike terugslag en dit het sy gesondheid benadeel. Tog het hy sodanig herstel om te help om 'n privaat wet wat die Christelike karakter sou waarborg deur die parlement te kry. Daar was baie hard gewerk om die universiteitswet opgestel te kry. Daar was ook sterk kritiek voor die wet in die parlement gedien het oor die gewetensklausule, die Christelik hoër onderwys gedagte. Daar was gerugte dat die parlement dit nie sou goedkeur nie. Professor Ferdinand Posma, die rektor, en sy afvaardiging het al 'n week of 2 voor die tyd in die Kaap rondgekuier om werwingswerk te doen vir die wet. Dit was dus nie 'n verrassing nie, maar 'n groot verligting dat die wet toe uiteindelik deurgekom het. Met die wet deur die parlement
het Posma triomfantlik per trein na Potchefstroom teruggekeer. Op die stasie is hy soos 'n held ontvang. Daarna is daar 'n groot byeenkoms voor die hoofgebou gehou, waar almal toegespreek is vanaf daardie balkonnetjies van die hoofgebou. En daar was ook kerkdienste. In die gereformeerde kerk weet ek nou van, en ek weet ook dat in ander Afrikaanse kerke die hele gebeurtenis herdenk was, ook in die eredienste. My vrou en ek het toe vir hom nog by die huis, waar hy toe, by sy huis, het ons ook nog 'n hele klomp mense bymekaar gehad, om vir die ou professor, dat ons vir hom kan toon die waardering wat die mense het, vir al sy opofferinge van PIK-komitees en kollektes en saam met professorale arbeid en saam met rektorale arbeid, en dat hy uiteindelik nou dit deurgeveg het in die parlement, net om die waardering te betuig van die Potchefstroomse mense. Ferdinand Posma is op 4 November 1950 oorlede, 5 maande voordat die PIK selfstandig sou word. Hij was al ziek, dat hij in die bed gelegen, die laatste dag. Dus zei hij, is je beetje beter? Mijn man moet je post gaan halen. En dan moet hij die post opmaken. En mijn pa zat voor hem zei wat moet hij schrijven. En daarna is hij overleden. Zo hij heeft tot op het eind geleefd voor de universiteit. Johan van Rooi het by Posma as rektor oorgeneem en op 'n 4 dae lange selfstandigheidsfees wat op 17 Maart 1951 sy hoogtepunt bereik het, het die PIK ook die grafsteen van sy grootste kampvegter onthul. Sy drome het waarheid geword, want eens op 'n tyd het Ferdinand Posma voorspel: "Ek sien hier aan die mooi rivier 'n universiteit met duisende studente."